sins. I believe. Oh yeah, I believe. My shame is taken away, and my pain is healed in His name. I believe. Oh, I believe. And I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Sing it again, my Redeemer. Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Yeah. I know He rescued my soul, and His blood has covered my sin. I believe. Oh yes, I believe. And my shame is taken away. Oh, my pain is healed in His name. I believe. Oh, I believe. I'll raise a banner, and I'll raise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Thank you, Jesus. Say, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Yes, my Redeemer. You lift my burdens, and you lift my burdens. I'll rise with you. Oh, I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Oh, and my Redeemer. Come on, put your hands together. My Redeemer lives. Hallelujah. Everybody say, my Redeemer. How my Redeemer lives. My Redeemer. Thank you, Jesus. Yeah. Sing it one more time. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Yeah, yeah, my Redeemer lives. Oh, He lives. Halleluja. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, heilig is U vanmôre. Wie is soos my Jesus? Niemand kan met U vergelyk word nie, almagtige God, Here. Ons eer U vir wie U is. U is heilig, my Heer. U is heilig, Here. Ons loof U want ons is diep afhanklik van U vanmôre, Here. Ek besef opnuut, Here, ons kan niks sonder U doen nie. Ek kan nie hierdie uit myself uit doen nie, Here. Ek het U nodig vanmôre want ek is mens, Here. Ek is swak. Maar wanneer ek swak is U magtig, Here. En ons dankie dat ons weet ons steun nie op die arm van vlees nie, maar op U, Here. Want die arm is nooit te kort om ons te help nie. Die oor nooit te swaar, Here, om te luister na ons hulp, Here. Kreet nie. En vanmôre is ons hier, Here, ag net mens, Here, feilbaar. Ons stel U te leer. Maar dankie dat U ons nooit feil nie. U stel ons nooit te leer nie. U sal ons nooit begewe of verlaat nie, Here. U is met ons, Here. Dankie dat U engele aangaan, ons bevel gee om ons te beskerm en te dra en te behoed, Here, Vader. Ons loof U want U is 'n goeie Vader, Here. Dankie vir U goedheid, Here. All my life you have been faithful. Ons loof U, Here, vir U getrouheid, Here. Dankie, dankie vir die wonders, die tekens wat U aan ons doen, Here. Menslik lyk dit nie altyd moontlik vir ons nie, maar by God is alle dinge moontlik, Here. U weet presies wat ons nodig het. U weet presies waardeur ons elkeen gaan. Ons mens sal het nooit begryp nie, maar U is 'n wonderbare heiland, Here.
Wat sal ons dan skei van die liefde van Jesus, Here? Dankie dat U aan ons dink, Here. Dankie dat U aan my dink. Wat is die mens dat U aan my dink, Here? Die mensekind dat U ons besoek vanmôre, Here. Ons eer U vir U wonderbare liefde, Here. Here, ons is hier diep afhanklik van U. Ons het ingekom, Here, dalk met 'n swaar gemoed, Here. Ons het ingekom met 'n behoefte, Here, dalk voel ons nie liggaamlik wel nie, ons is bietjie siek, Here. Maar U is hier en ek sê weer, U, wanneer ons swak is U sterk, Here. En ons dankie dat U ons elkeen vanmôre ontmoet in hierdie diens, Here. Nuwe ontmoetings met U vanmôre is waarvoor ons honger is, Here. Heilige Gees beweeg in hierdie diens. Ons het U so nodig. Ons wil niks uit ons eie doen nie. It's all about Jesus. We're coming back to the heart of worship. It's all about Jesus, Here. Ons lê alles neer en ons besef alles gaan oor U. My verlosser lewe, Here. Ons het gesing, my Redeemer lives. En ons dankie dat ons weet U lewe vanmôre, Here. Sonder U is alles te vergeefs, my Here. En ons eer U dat U net hierdie totale diens sal oorvat vanmôre. Heilige Gees, neem beheer, doen slegs U wil vanmôre. Nie wat ons wil nie, maar wat U wil, Here Jesus. Ek eer U vir U goedheid, die genade en die liefde, Here. Wanneer ons sing en lof aan aanbidding gaan, Here, ontvang dit vanmôre, Here. Ons doen dit vir U, Here Jesus. Dankie vir dit, Here, wat U vir ons gaan doen vanmôre. Seën die tiendes, die offerande, elkeen wat gaan saai vanmôre, Here. Dankie dat U in elkeen van ons behoeftes voorsien, Here Vader. Ons weet, ons doen dit vir U en met opregte hart en motief, Here. Ons dink aan die wat ook nie het, Here, wat U voorsiening in hulle behoeftes sal maak vanmôre, Here. Here, lei ons in hierdie diens, ons gee weer eens alles totaal en al oor in U hande. En ons eer U vir wat U gaan doen in hierdie diens. Seën pastoor Clem wat die woord gaan bedien, Here. Selfs sy lippe, Here Vader, ek weet, Here, hy gaan spreek, Here, soos U op sy hart gaan lê, Here Vader. Ek weet, wanneer hy hier staan, is hy net 'n instrument in U hande, en hy gaan nie spreek uit homself nie, Here Vader. En ek bid dat sy woord harte sal raak vanoggend, Here. Ek bid ook vir diegene wat ingeskakel is aanlyn, Here, dat dit U ontmoet met hulle wat daar by die huis sit, en waar ook al hulle kyk, YouTube, dat U 'n ontmoeting met hulle sal hê vanmôre, is my gebed in Jesus naam. Amen, amen. Here Jesus, baie goed. Hy het my gekoop gewas met die bloed. Ek is nou kant, ja koningse kant. Hy is goed, Here Jesus, baie goed. Here Jesus, baie goed. Hy het my gekoop gewas met die bloed. Ek is nou kant, ja koningse kant. Hy is goed, Here Jesus, baie goed. Baie goed. Hy het my gekoop gewas met die bloed. Ek is nou kant, ja koningse kant.
nogmaal, want U is goed. Here Jesus, baie goed. U het my gekoop, gewas met die bloed. Ek is nou kan, we are koen en se kan. Hy is goed, Here Jesus, baie goed. Sing het die laaste keer saam. Hy is goed, Here Jesus, baie goed. Hy het my gekoop, gewas met die bloed. Ek is nou kan, ja koning se kan. Hy is goed, Here Jesus, baie goed. Oh, ek is nou kan, ja koning se kan, want U is goed. Oh, Here Jesus, baie goed. As jy sê die Here is goed, sê halleluja. Sê prys die Here. Halleluja. Dis daarom so lekker om hierdie kerk te wees. Ek is so bly ek is in hierdie kerk. Sê vir die ou langs jou, ek is so bly jy is saam met my in die kerk vanmôre. Prys die Here. Daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ja, ek kon vir David voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons nog hande vou en zwijg, want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak, en wie sal my gitaar se snaar afbreek? Oh, wie sal my kan doodmaak as my voete in dans wil los, wil breek? Oh, want daar was 'n houtkruis, 'n redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Dankie Jesus, dankie vir die houtkruis, en daarom sal ek sing. Nou ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite kon raak, oh dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak, oh want daar was 'n houtkruis,
vir jou en my. Oh, daar was 'n hoofkruis en daarom sal ek sing. Halleluja. Halleluja. Ek wil net seker maak, het almal gekry. As jy nie gekry het nie, steek net jou hand vinnig op, dat ons kan sien. Het almal gekry. Familie, kom ons staan op. Al ons kykers by die huis ook, kry jou nagmaal gereed, kry jou broodjie gereed. Hierdie is een van die heiligste goed wat ingestel is in die Bybel. So heilig dat ons, die Bybel ons waarsku, dat ons nie op 'n onwaardige wyse aan dit moet deel hê aan nie. Ons moet regtig, dis hoekom ons staan wanneer ons dit doen, want ons het respek vir hierdie oomblik, want hierdie oomblik het gesorg dat jy die ewige lewe kan hê. Hierdie oomblik het gesorg dat jy kan sing, ek is verlos deur die bloed van die lam, en daarom sing ek so bly. Hierdie broodjie en hierdie wyn is die oorsaak dat ons kan sing, ek is gevul met die Heilige Gees, gedoop met die Heilige Gees en met vuur, alles moontlik gemaak deur die kruis. En wat so wonderlik is van die kruis is, dit was in my plek, want eintlik moes ek gesterf het vir my oortredinge, maar hy het namens my kom sterf. En toe gebeur daar iets pragtig. Hy beklee my in 'n spierwit kleed van geregtigheid, sodat wanneer God na my kyk, nie my sonde sien nie, maar dat hy Jesus sien, en 'n heilige kleed wat my bedek. Geregtigheid, wat beteken ek kan reg voor hom staan. So almal steek daai broodjie op hoog en sê, dankie Here, dat U Jesus gestuur het na hierdie aarde toe, om te kom sterf het in my plek. Dankie dat ek kan deel hê aan die liggaam van Jesus Christus. Neem eet. Halleluja. O Here, ons sê dankie. Barabas suboterebo kutalabas sekai. O, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Here, ek kom nou teen elke siek liggaam. En Here, soos ons nou hierdie broodjie geëet het, is hierdie broodjie reg binne in ons liggaam en word die vitamiene en minerale van daardie broodjie opgeneem nou in ons are. En net so op daardie wyse, Here, kom die heerlikheid van Jesus Christus en dit vloei nou deur ons are. Dit word opgeneem in ons gees en dit, Here, dit spruit uit deur ons are na ons liggaam toe en elke kwaal word nou genees in Jesus naam. Elke ding wat nie daar hoort nie word genees in Jesus naam. En ons gee U die eer daarvoor. Steek daai kelkie op, hoog op. En ons sê ons dankie Jesus vir U kosbare bloed. Ek is nie gekoop deur goud of silwer nie, maar deur U bloed. Rein gewas, geheilig, bedek in geregtigheid deur Jesus Christus. Amen. Neem drink familie. Halleluja. U kan U kelkie stuur na U linkerkant, my regterkant, dan sal hulle dit opneem. Halleluja. You're my glory and the lifter of my head. You're my glory and the lifter of my
dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan nou by my stil. Dit is lieflik, ja, dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan nou by my stil. Dit is lieflik, dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan nou by my stil. Heer, ek vra U, Heer, ek vra U, kom sien my siel. Heer, ek vra U, kom sien my gees. Heer, ek vra U, kom sien my liggaam. Heer, ek vra U, liggaam, gees en siel. Oh, want dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Heer, ek vra U, staan nou by my stil. Dit is lieflik. Sing met familie. Lieflik, halleluja, in U teenwoordigheid. Dit is waar ons wil wees. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan by ons stil. Sing het nog eenmaal, want dit is lieflik, oh, oh, in U teenwoordigheid. Dit is lieflik in U teenwoordigheid. Halleluja. Dit is lieflik aan U teenwoordigheid. Heer, ek vra U, kom staan nou by my stil. Gee hom lofoffer, familie. Gee hom prys. Die Here lê iets op my hart, net vir ons beweeg na die woord toe. Ek wil hê, ons het oor die paadjies 'n kettingvorm en net aan mekaar raak. Vat iemand oor die skouer. Kom aan, doen dit. En dan wil ek hê, jy moet net vinnig vir 1 minuut vir die persoon langs jou bid. Kom ons tree net vir mekaar in hierdie plek. Dis wat die Here op my hart lê. Ek weet nie hoekom nie, maar iemand het jou gebed nou nodig op hierdie oomblik. U daar by die huis doen presies dieselfde. Julle wat daar in die sitkamer sit, om hierdie TV voor hierdie TV-skerm.
Raak net aan die persoon, kom ons bid net vir mekaar. Hier's 'n atmosfeer. God sê, vra van my. Vra van my. Kyk of ek die sluise van die hemel wil oopmaak vir jou. Praat met my. Bid vir mekaar. Dis 'n opdrag. Bid vir mekaar. Toe Job vir sy vriende begin bid, toe kom die deurbraak. Tree vir mekaar. Dra mekaar se laste. Ek dank U, Here, dat daar 'n golf is in hierdie plek, Here, wat mense bonatuurlik aanraak op hierdie oomblikke. Dat die heerlikheid van die Here sal skyn op elke ene op hierdie oomblikke nou, Here. O, U teenwoordigheid manifesteer, Here. Die heerlikheid van God, Here, raak elke ene aan daar in daardie huis, Here. En daar die plek waar hierdie uitsending nou plaasvind, miskien op 'n selfoon iewerste alleen in 'n vertrek iewerste. O my Boeta, die Here raak jou aan op hierdie oomblikke. Die krag van die Here raak jou aan, halleluja. Kettinge breek op hierdie oomblikke in die naam van die Here. God maak jou vry. Die Here maak jou vry. Die bloed van Jesus breek elke mag van Satan. O, elke houvas van die duiwel verloor sy greep in die naam van die Here. Hy kan jou nie meer vashou nie. Die bloed van Jesus breek kettinge. Dit breek die houvas van die vyand in die naam van die Here. Ek dank U, Jesus, vir die salwing, Here, wat die juk breek. Dis die salwing wat die juk breek, Here. Dis die krag van God wat die werk doen. Dis nie 'n mens nie, dis nie vermoëns van 'n mens nie, dit is God homself. Ek sal my deur julle laat vind, sê die Here. Deur julle sal ek myself laat vind. In die magtige naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Kom ons gee die Here nog 'n lofoffer. Gee hom prys. Kom aan, gee hom jou beste paar sekondes. Gee hom jou beste paar sekondes. He is worthy to be praised, He lifted me. He is worthy to be praised, He set me free. He is worthy, 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 worthy. He is worthy, He is worthy, 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 worthy. He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy. O, hy is waardig om geprys te word. Hy is waardig om geloof te word. Al die lof en die eer kom hom toe. Al die lof en die eer kom hom toe. O, niemand is soos hy nie. Niemand is soos hy nie. Halleluja. Raf, die Here lê op ding op my hart. Ons gaan nou preek. Daar's 'n liedjie wat mooi gaan pas by hierdie woord. Hallelujah. He is the King, of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Hallelujah, He is the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Oh, He's the King of kings.
the King. Halleluja. Hy is die koning van die konings. Sy gesag is hoër as enige president. Koning Charles, jy is nie koning nie. Jesus is koning. Donald Trump, jy doen nie sleg nie. Maar as een wat hoër is as Donald Trump, en dit is Jesus. Hy is die koning van alle konings. Hy is die Here van al die Here. Halleluja. Okay. Dankie orkies. Dankie. Wie het gesê jy mag sit? Staan. Wat se gesittery is hierdie? Ek wil hê jy moet hardop hierdie paar woorde lees. En ons gaan vandag in dit indelf. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Lees dit weer eenmaal, almal hardop saam met my. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Vader, U salf my lippe. En laasweek het ek dit gesê, ek is maar net 'n verfkwas in U hand. Sal U vandag hierdie Kers, hierdie verfkwas gebruik om vandag die mooiste skildery te skilder, sodat hierdie mense God kan sien. Gebruik hierdie verfkwas, Here, tot U eer en om U te verheerlik, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen en amen. U kan nou sit. Die mag van vrees het 'n baie slegte reputasie. En jy moet verstaan, daar is sommige vrese wat goed is. Want soos die Afrikaanse gesegde sê, eerder bang Jan as dooi Jan. En dan is daar vrese wat werklik nodig is, soos wanneer ons 'n kind leer om bang te wees vir 'n vuurwarm stoofplaat. Of om bang te wees vir 'n vuur. Of om bang te wees vir 'n elektriese kragprop. En soos die kind groter word, dan leer ons om bang te wees, om nie net oor 'n besige straat te hardloop nie, maar ons leer hom om bang te wees, om seker te maak, jy weet, jy's veilig wanneer jy oorstap oor hierdie besige straat. Anders kan jy deur 'n motorvoertuig getrap word. En wanneer hulle jong volwasse is nie dat dit altyd help nie, want hulle is mos slimmer. Dan sê ons vir hulle, moenie jaag nie. Moenie onverantwoordelik bestuur nie. Maar dis nie asof hulle aandag gee altyd aan dit nie, maar ons leer hulle, want hoekom leer ons hulle om bang te wees vir dit, is, anders kan hulle in 'n groot ongeluk kom. Maar dan kry jy vrese wat lewensbelangrik is. Dis 'n baie goeie vrees om te hê. Dis 'n vrees, hoor mooi, wat noodsaaklik is vir die oorlewing van 'n nasie. Dis 'n vrees wat noodsaaklik is vir die stabiliteit van 'n huwelik. Dis 'n vrees wat noodsaaklik is vir die redding van 'n siel. En ek weet, die Bybel sê 365 keer, dan sê hy vir ons, moenie bang wees nie, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En dit is so, ons word gedoktrineer met hierdie stelling, moenie vrees nie. Maar daar is 'n vrees wat uiters noodsaaklik is. En verstaan mooi familie, dis die vrees vir God. Nou ek wil bietjie met u hier oor praat. Want hier is die ding, die vrees vir God is die gom wat die samelewing vashou aan mekaar. Dis die veiligheidsnet wat verhoed dat 'n nasie in chaos en anargie verval en moreel vernietig word. Ons sien dit in die tyd waarin ons lewe. Want iets wat nie moeilik is om te sien in die tyd waarin ons lewe is, mense vrees nie meer God nie. Hulle het nie 'n saak met wie hy is en wat hy kan doen nie.
En kan ek dit sê, vergewe my wat ek sê, want ek moet dit vir jou sê, jy weet dat ons as gemeente is 'n gemeente wat streef na heiligmaking. En die probleem, vergewe my wat ek nou sê, wat ek het met die boodskap in die tyd waarin ons lewe is, verstaan my mooi, ek dink nie daar's iemand wat beter die genade boodskap verstaan as ek nie. Ek weet, it's marvelous grace, ek weet, hy gee vir my wat ek nie verdien nie, hou terug wat ek verdien, ek ken genade. Ek verstaan wanneer ons sing, the never ending, unfailing, reckless love of God, ek verstaan dit. Maar hierdie reckless love of God, vergewe my, en hierdie geweldige groot genade van God, wat so verkondig word in die tyd waarin ons lewe, maak dat die kerk hulle vrees vir God verloor het. Ons vrees nie meer die Here nie, want weet wat maak die genade boodskap en die liefde boodskap, wat ek saam mee stem, maar dis 'n ander preek. Ons dink God is ons chomie. Hey buddy, hoe's it? En dis wat gebeur wanneer ons fokus op hierdie goed. Net so om 'n fondasie te lê, hulle het 'n studie gedoen, en die resultate is soos volg. Onderwysers tree vroeër af as gevolg van vrees. Onderwysers is bang vir skoolhoofde, skoolhoofde is bang vir superintendente, superintendente is bang vir skoolrade, die rade is bang vir die ouers en die ouers is bang vir die kinders. En die kinders is bang vir niks. Want kinders het mos regte. Kinders het regte, jy mag nie aan 'n kind raak nie, dis sy reg. Nee, 'n kind moet gedissiplineer word oor wat is reg en verkeerd. En julle gaan Suid-Afrika, die hele wêreld, julle gaan die oes pluk van 'n generasie wat nou opstaan sonder dissipline. Want jy kan opstaan, die kind mag opstaan vanoggend as hy seentjie is en sê, môre, ek nou dogtertjie vandag. En oormôre staan die seentjie op en sê, nee, maar ek is nou nie meer dogtertjie nie, ek nou kykie. Kom ons gee vir jou 'n maatjie, dan lê jy daar, dan mel jy. Dis wat gebeur. Hierdie sê, gaan lees daaroor. Jy mag nie aan 'n kind raak nie, die kind is altyd reg. Nee, 'n kind moet gedissiplineer word. Wat reg? Ja, gee pak. Handelinge 5. Poeh. Jy mag nie aan 'n kind slaan nie. Here, ek dink ek is so omdat ek mooi mee gepraat het. My pa was 'n verkeersbeampte voor hy bediening toe is. Hy het so dik leerbelt gehad. As hy daai belt uitgehaal het, papa, die hel was los. Jy het hale hier gehad, maar jy sal nie weer doen wat jy gedoen het nie. Okay, maar dis 'n ander preek. En die vrees van God is iets wat hierdie ouetjie elke dag wil aan vashou, wil koester, wil lewe, wil hê. En hier is 'n paar goed wat ek vandag vir jou wil sê, wat jou gaan help om te verstaan hoekom dit so geweldig belangrik is om 'n behoorlike begrip te hê van die vrees van God. En wat jou gaan help dat jy 'n behoorlike vrees vir God sal hê in jou elke dag lewe, en hoe jy lewe elke dag, en besef, jy het 'n behoorlike vrees vir God nodig. Jy moet net 'n behoorlike begrip hê nie, maar jy het dit nodig elke dag, en ons gaan dit nou sien. Maar die eerste ding wat ons vandag moet weet is, wanneer ons praat van die vrees van God, moet ons dit positief visualiseer. Want die term vrees vir God kan baie maklik 'n verkeerde prentjie in jou gedagtes oproep, wat direk die prentjie wat ons opinie is oor God beïnvloed.
En soveel mense dien nie die Here vandag nie, want hulle het 'n verkeerde prentjie van God in hulle kop. Want hulle sien hom as iemand wat wegkruip om elke hoek en draai om te kyk, waar doen jy nou net iets verkeerd? En as hy jou betrap, waar jy nou iets verkeerd doen, dan gaan hy jou slaan met vuur, dan gaan hy jou straf. Kom ek vertel vir u, baie mense dink God is 'n boelie. Hy soek 'n rede om jou af te kraak en jou af te breek en te pynig. Hy wil jou verniel. Hy wil mense se opinie is van God. Hy wil sê ek moet bankrot wees. Hy wil ek moet arm wees. Hy wil ek moet sukkel in hierdie lewe. Dit is wie God is. Hy wil my huwelik moet verwoes wees. Hy wil dan moet onmin seker wees tussen my en my kinders. En dan op die ou einde kan hy seker nie wag om my in hel te gooi nie. Want dis die opinie wat mense vorm van God. So kom ek vertel ek net vir jou iets wat hierdie boodskap gaan mooi inkleer, dat ons net iewerste op pad heen is, want ek vat u op 'n reis met hierdie woord. Daar's 'n verskil tussen om bang te wees en te vrees. Bang is 'n emosionele onsekerheid. Vrees gaan oor ontzag en eerbied en respek. Sien, net hier kan ek amper ophou. Nou weet jy presies waantoe ons op pad. Die vrees van God is ek moet 'n metafoor gebruik in my eie lewe. En ek probeer so gou as moontlik 'n idee draf. Toe ek in Standaard 5 was, toe was my pa pastoor in KwaZulu-Natal in Vryheid, die pastoor in die PPK daar in Vryheid. Ek was by die laerskool Lucas Meyer. En in my laaste jaar op laerskool, Standaard 5, toe word ek gekies as 'n prefek. En iets gebeur in my Standaard 5 jaar, om net vir u 'n metafoor te kan gee, om hierdie ding te verduidelik. Ek staan by die skool en die opdrag word gegee, môre moet ons baadjies aantrek. Môre moet ons sorg dat ons hare netjies is, ons skoene moet blink gevry wees. Daar's 'n verrassing. Niemand van ons weet wat die verrassing nie. Al die leiers, al die prefekte moet netjies aangetrek wees. En so kom die volgende dag en ons is by die skool, ons word in 'n bus gelaai. En ons ry net buite Vryheid is daar 'n vliegveld. En toe ons daar kom, toe is al die skole se leiers daar. En al die kinders is hier op die lughawe. En toe gebeur daar iets. Dit is eintlik net 'n vliegveld, dit was nie eens 'n lughawe nie, alles was buitekant, so terloops. En toe vorm ons 'n erewag, al die skole vorm 'n erewag. En die vliegtuig staan daar en die volgende oomblik gaan die vliegtuig oop. En president F.W. de Klerk stap uit die vliegtuig uit. Ons almal dog, hy gaan net verby ons stap en toe gebeur daar iets verder en hy kom en hy groet elke liewe kind met die hand. En die waar is, nou vang my oog om so en hoe nader hy aan my kom, hoe meer klop my hart in my keel. 'n koue sweet slaan uit op my voorkop, my hande is gesweet. Die president is hier. Ek gaan my hand vat. En omdou as 'n 13-jarige seentjie ken ek mos nou nie al die wette nie, wat. En ek is so bang, sê net, ek doen ietsie verkeerd, ek groet hom dalk net op 'n verkeerde manier, en ek breek die protokol, en dan gaan ek tronk toe. Dis wat deur 'n seentjie van 13 jaar oud se kop gaan. En daar kom 'n vrees oor my. En eintlik het ek geen rede gehad om bang te wees nie. Want een keer het hy gedreig om die kinders dood te maak nie. Nie een keer het hy gedreig om ons te boelie nie. Om die kinders te straf nie.
Maar die gevoel wat ek gehad het daar was 'n gevoel van eerbied en respek. Want hier is die ding. F.W. de Klerk met liefde en respek gesê, is maar net 'n gewone mens. Ons het geen rede gehad om bang te wees vir hom. Ek meen, hier is die ding, as daar enige oomie daar van vryheid gekom het om ons almal te groet, het niemand van ons 'n probleem gehad nie. Jy het soos hulle, my oomie, hoe gaan dit vandag met jou? Maar nou, die president van die land, en hier is die ding, dit was 'n gevoel van eerbied en respek, en om die metafoor wat ek wil gebruik, en hierdie gelykenis mooi te onderstreep, wil ek die woordkeuse gebruik, ek het 'n heilige vrees gehad vir die president. Nie oor die persoon nie, maar oor die amp wat hy het. Die posisie wat hy beklee, want in Suid-Afrika is daar nie 'n hoër posisie as die president nie. So hier is 'n geweldige man, 'n normale man met 'n geweldige posisie, wat mag besit, die president van ons land. So kom ek gee vir jou die definisie van die vrees van God. Die vrees van God is die gedurende bewustheid, dat ek nie net in die teenwoordigheid is van koning Charles, of president Donald Trump, om nie eens te praat van arme president Ramaphosa nie. Met liefde en respek gesê. Ek is nie in die teenwoordigheid van enige een van daarin nie, maar ek is in die teenwoordigheid van Skepper God, wat uit niks uit hierdie aarde geformeer het, en hom sonder 'n spoor in 'n baan gesit het om die son, met seisoene, met soveel detail, dat as ons 'n bietjie nader kom aan die son, skroei ons, en as ons 'n bietjie verder gaan, dan ys ons. Alles haarfyn beplan, en wat die son laat brand sonder enige hout en sonder enige brandstof, en dat hy, hierdie Skepper, ook die een is wat my geformeer het in my moeder skoot, dat hy die een is wat sê, ek weet wat sy gedagtes, ek kan gaan door jou koester, gedagtes van vrede, gedagtes van voorspoed en 'n hoopvolle toekoms, dat hy die God is wat heilig is, wat regverdig is en almagtig, en bly by my, hoor mooi, en dat elke gedagte wat ek het, en elke daad wat ek doen, en alles wat ek sê, voor sy oë is, en dat hy presies weet wat aangaan in my lewe. Kom ek sê vir jou, as jy voortdurend bewus is, dat elke gedagte, nie net daad en woorde nie, maar elke gedagte wat jy het, en woord wat jy uiter, en aksie wat jy doen, iewers sit daar by die waterfront, op 'n skerm, word jou hele lewe, elke gedagte wat jy het, elke gedagte wat jy het, elke woord wat jy sê, elke daad wat jy doen, word gebeeldsend op die TV in waterfront. Hoor gou mooi, is daar goed wat jy nie gaan doen, en goed wat jy gaan doen. Hoor gou mooi, kom ek sê jou, daar sou 'n duidelike verskil wees, op die manier hoe jy heiliglik lewe. En die probleem wat ons het, ons is so bekommerd oor wat mense van ons dink. En weet wat noem jy dit? Weet wat noem jy dit? Vrees vir mense. Hoekom vrees ons mense? Want niemand, bly by my, want niemand van ons wil iewers daar alleen op 'n eiland gaan bly, en niemand hê om mee te connect nie. Elkeen van ons is gebou vir verhoudings. En om in 'n verhouding te wees met 'n medepersoon, 'n medemens, moet jy aanvaar word
En as jy aanvaar word, voel jy veilig. Maar wanneer jy verwerping ervaar, sien jy dit as gevaar. So ons almal wil aanvaar word by mense, wat beteken, ons vrees die mens, want ek wil tog net in sy goeie boekies wees. Ek moet tog net deur hom aanvaar word, en nou vrees ons die mens, en die probleem wat ons het, is Spreuke 29 vers 25, wanneer hy sê, die vrees vir mense span 'n stryk. Wanneer mense se opinies jou beheer, is jy 'n gevangene van mense. Word jou lewe gedikteer deur wat mense van jou dink, of wat God van jou dink? Want ek is lankal verby in my lewe om te wonder wat sou mense van my dink, en het ek die aanvaarding van mense in hierdie lewe. En die vraag is die volgende: as ons hierdie soort vrees het vir mense, hoeveel te meer moet ons nie die vrees vir God hê nie? Ek wil net hier stop. Moet ek die ander mikrofoon vat vir meer volume? Of kan julle my mooi hoor? Ons dank die Here vir die reën, ons het dit baie nodig. Amen. So, almal kan my mooi hoor? Duidelik. As ons die vrees vir mense sou hê, hoeveel te meer moet ons nie die vrees vir God hê nie, want hoor mooi, een van God se name is El Roi, die God wat my sien. Wat jou elke dag sien. Lees saam met my Psalm 139 vers 7 tot 12, en die media moet lekker vinnig wees, wat ek gaan vinnig lees. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangezig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see, want ook daar sou U hand my lei, en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lignag wees tot my beskutting. Wie wat word daar gesê? Beteken, met ander woorde, nee, jy kan nie eens wegkruip in die donker vir God nie. God sien jou selfs in die donker, daar's nie 'n plek op hierdie aarde waar jy kan wegkruip by die Here nie, en dan sit jy in 'n donker hoekie, dan dink jy, miskien kan die Here my nie sien nie, maar dis wat David sê, dan sê die volgende vers, dan is selfs die duisternis vir u die donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Jeremia 23 vers 23, is ek 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie. Sou iemand kom in skuilplekke, sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie, spreek die Here, vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here, Hebreërs 4 vers 13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hy sien jou. Hy sien jou wanneer jy alleen is. Hy sien jou wanneer jy alleen agter jou rekenaarskerm is. Hy sien jou wanneer jy beweeg tussen die kollegas by die werk. Hy sien hoe jy jou vrou hanteer. Hy sien hoe jy jou kinders hanteer. Hy sien jou karakter. Ons het Vrydag aand hier by die jeug, het my vrou met die jeug gepraat oor om die karakter van God te naboots. As hy sê hy is liefde, moet ek en jy liefde hê. As hy sonde haat, moet ek en u sonde haat. As hy sê ons moet sagmoedig, sal ek eerder sê, Jesus sê hy is sagmoedig, moet ek en u sagmoedig wees. So, kom ek kleer nog bietjie beter in vir jou. So kom ek verduidelik vir jou hoe dit werk. Daar's 'n TV-skerm, om dit net vir jou beter sin te laat maak, metafories, daar's 'n TV-skerm voor God, wat elke gedagte, elke woord en elke aksie van jou beeld send. So hier is die vraag, watse keuses gaan jy nou maak? Nou dat jy dit weet. Watse besluite gaan jy nou neem, nou dat jy dit weet?
Hoe gaan jy nou jou kinders behandel? Hoe gaan jy nou jou vrou behandel? Hoe gaan jy nou die kollegas by die werk behandel? Alright, kom ons gaan 'n bietjie aan. So hier is iets wat ons bietjie hoop gee vandag. Hier is iets wat jy kan onthou. Kyk gou wat sê hierdie volgende woorde. Wat vrees is in die Ou Testament, is geloof in die Nuwe Testament. Wanneer ek vir jou sê, plaas jou geloof in die Here, sit jy vertroue in die Here, is daar geen negatiewe koneksie wat jy maak in jou gedagtes nie. Dit skep 'n positiewe prentjie in jou gedagtes. En wanneer jy dit besef, wanneer jy die koneksie sien van die Ou Testament en die Nuwe Testament, dan het jy nie nodig om die vrees vir God in 'n negatiewe lig te sien. Kom ek maak jou opgewonde. Ek wil jou opgewonde kry oor om die Here te vrees. Daar's soveel voordele wat die vrees van God vir jou inhou. Hoor gou mooi, het jy leiding nodig in besluite wat jy moet neem? Besluite waarvoor jy te staan kom? En jy weet nie wat se rigting om te vat nie? Luister wat sê Psalm 25 vers 12. Hy sê, wie tog is die man wat die Here vrees? Die Here sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Soek jy leiding? Vrees die Here. Soek jy beskerming teen jou vyande? Psalm 34 vers 7 sê, for the angel of the Lord is a God. He surrounds and defends all who. Hoor jy, dink gou daaraan. Dis baie duidelik dat die engele se beskerming is net vir die wat God vrees. Dis wat daai skrif sê. Wanneer ons bid, Here stuur die engele aangaande ons bevel, onthou, net so terloops, jy kan nie 'n engel opdrag gee nie. Jy kan nie 'n demand stuur. Die Here, die Here, sal die engele aangaande jou bevel gee. Jy kan nie protokol breek nie. Die Here stuur die engel namens jou. Maar hy stuur die engele net vir die wat hom vrees. Wil jy wegbly van versoekings? Soek jy oorwinning oor sonde? Spreuke 16 vers 6 sê, deur liefde en trou word die skuld versoen en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Wie hoekom verval jy so maklik in versoekings? Weet jy hoekom val jy so maklik vir sonde? Kan ek vir jou sê, sommer prompt uit, jy het jou vrees vir God verloor. Slaan 'n bietjie ag oor die vrees van God en onthou, vrees is gelyk aan respek, eerbied. En wanneer jy werklik God vrees, respek het vir hom en in eerbied voor hom wandel, sal jy versoekings voor nee sê. Hoor gou mooi. Soek jy die beste lewensgehalte? Hoor mooi. Ons almal glo, as ek jou sê, soek jy 'n hoë kwaliteit lewe om te leef op hierdie aarde terwyl jy op aarde is? Gaan almal sê ja. Hier kom dit nou. Spreuke 22 vers 4 sê, true humility and fear of the Lord leads to riches, honor and a long life. Ek kyk na my oupa het nie 'n dag siek gewees nie. 90 plus jaar oud. Toe blaas hy net saggies sy asem uit op die bed terwyl hy slaap. Ek weet hy het God gevrees. Het u geweet dat die vrees van God gee kwaliteit lewe? Spreuke 10 vers 27 sê, the fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. Wat is die punt wat ek wil maak vandag is, wanneer ons praat van die vrees van God, moet jy dit baie meer positief visualiseer as negatief. Om God te vrees is nie 'n slegte ding nie, is 'n goeie ding. So kom ons gaan terug na ons geleesde gedeelte toe. Ons moet die volgende begrip hê oor die vrees van God. Ons moet die vrees van God self ervaar. Wat sê ons geleesde gedeelte? Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Wat beteken dit?
Hierdie gedeelte leer ons, dat jy kan nie 'n verhouding met God hê, tensy jy hom ken nie. Jy moet God ken. En as jy regtig God wil begin leer ken, moet jy die beginsel van sy kennis weet. Die beginsel weet, dit praat van, jy moet die fondasie, om hom te leer ken, die fondasie is, as jy hom wil leer ken, vrees God. Begin om hom te vrees. Hoe meer jy hom vrees, respek en eerbied, nie bang nie, maar 'n heilige respek. Kom ek sê vir u familie, net so belangrik soos wat God sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid en sy verlossing is, net so belangrik is die vrees vir God. Ek is hier om van Suid-Afrika te sê, het is weer tyd om die Here te vrees. Ek wil die kerk van die Here wakker maak en sê, moenie jou vrees vir God verloor nie. Jy kan nie die genade van God ken, voordat jy die vrees van God ken nie. Redding is vir die wat die Here vrees. Kyk wat sê Psalm 85 vers 9. Hy sê, surely his salvation is near to those who fear him. So our land will be filled with his glory. Suid-Afrika, soek jy weer die heerlikheid van die Here terug in Suid-Afrika, dan is dit tyd om die Here te vrees, en wanneer jy hom vrees, kom daar verlossing. Salvation is only for those who fear the Lord. As dis mos eintlik logies. Jy kan mos nou nie by die altaar kniel en sê, Here, hier is my lewe. Maar jy vrees hom nie. Met ander woorde, jy gee oor. Jy het respek vir wie hy is. King of kings and Lord of lords. Julle noem my Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. As hy jou Here is hy jou heerser. As hy jou heerser is hy die koning van alle konings. En wanneer jy surrender, wanneer jy sê, Here, ek kan nie meer nie, vergewe my, ek is 'n sondaar, beteken dat jy erken, jy het iemand groter nodig. Jy het 'n verlosser nodig, en daai verlosser is Jesus. Nou kan jy gered word, maar alles begin met die vrees van God. Vrees vir die Here. Weet wat is die kern van God se vrees? Dis om God ernstig op te neem, en God te plaas in ons lewens waar hy hoort. Ons neem nie God meer ernstig op nie, want hy het ons chommy geword. En ons het nodig om hom ereplek in ons lewens te gee. Julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Gaan weg agter my. Gaan weg, ek ken julle nie. As hy jou heerser is hy jou koning. As hy jou koning is, dan vrees jy, is gelyk aan, hê respek. Jy's eerbiedig. En wat ook al die instruksie is, wat hy gee, deur sy kosbare, onfeilbare woorde, dan doen jy dit. Dan staan jy op hierdie woord. Dit beteken hy is in beheer, en op die troon van ons lewens. En totdat jy dit nie doen nie, kan jy vergeet om God werklik te ken. En sal jy 'n verkeerde perspektief van God hê. So wat verhinder mense om God te vrees op die oomblik? So ek kyk na hierdie wêreld, is dit nie moeilik om dit te sien nie. Dawid gee vir ons duisende jare terug die antwoord. Psalm 36 vers 1 sê, I have a message from God. Dit kom uit die troonkamer van God uit. In my heart concerning the sinfulness of the wicked, there is no fear of God before their eyes. Weet jy, kom mense nie tot bekering nie, want hulle is God van hulle eie lewe. Ek het God nie nodig nie, ek stel nie belang aan hom nie, ek wil niks met hom te doen nie, hulle is verby God loop en nie eers respek toe nie, want man, ek het nie 'n saak met hom nie. Ek wil nie doen wat hy wil hê ek moet doen nie.
Ek wil hom nie ken nie, want ek is God van my eie lewe. In die volgende vers sê, vers 2, in their own eyes, they flattered themselves too much to detect or hate their sin. Wat beteken dit wanneer jy jouself flatter? Dit beteken, jy verhef jouself. Jy verhef jouself bo God. Jy is so bo God, jy kan nie jou eie sonde sien nie. In jou oë is jy regverdig. In jou oë is daar mos nou niks fout met my nie. Jy verafgod jouself. Jy kan jou eie sonde nie sien nie. Jy sit jouself op die troon. Jy oorskat jouself. Elke dag neem elke van ons 'n bewuste keuse. En dit is, watter plek gaan jy inneem in jou lewe en watse plek gaan God inneem in jou lewe? En elke dag moet ons daai vraag afvra. Watse plek gaan ek inneem in my lewe en watse plek gaan God inneem in my lewe? En wanneer jy meer gefokus is op wat God wil doen in jou lewe en jy wil hê, hy moet invloed hê in jou lewe dikteer, dis wanneer jy die vrees vir God het. Dis wanneer jy die vrees vir God het. So, kom ek, is jy nog saam met my? Ons is ver oor die halflyn, so moenie wees dankbaar. Ek dink tog ek gaan vinniger wees vandag. So in my studie, toe kom ek iets agter. Ek lees klomp verskillende vertalings en ek lees oor die vrees van God en ek is besig om te lees hier en daai vers in Engels, soos julle sien, ek haal goed in Engels ook aan en dan seker goed word net beter uitgedruk in Engels en ander goed weer en ek is heen en weer en ek kom iets agter dat in baie vertalings word die woordjie vrees vervang met die woordjie dien. Daar's 'n koneksie. Die woordjie dien word baie keer in die Bybel gebruik vir die woordjie vrees. Nou hier's baie van julle wat nou diensplig gedoen het. Onthou julle, ooms? Die jare toe jy diensplig gedoen het. En diensplig is 'n verskriklike mooi woord, want toe jy opgeroep is om diensplig te gaan doen vir jou land toe, stel jy jou tyd, jou krag, jou vaardighede en selfs jou lewe tot beskikking vir die welsyn en beskerming van jou land en sy mense. Dis wat dit beteken om in diens te wees of om in die weermag te wees. Om jou land te dien. Dit gaan nie noodwendig oor oorlog nie, dit gaan oor toewyding. En iets groter as jouself. Wanneer 'n soldaat veg in 'n oorlog, sit hy sy lewe op die spel, nie vir homself nie, maar ter wille van sy land. Want hy dien sy land. En een van die eerste goed wat hulle geleer word as 'n jong soldaat, is hulle word geleer hoe om hoër gesag te salieer. Ja, julle weet ons, ek hou van oorloggoeters. Kyk toe ons, ek is so dankbaar vir ou Eckhart Dix, medeleraar hier, vir hom, want ek was, kyk hier so toe die kinders op skool, nie, nogal in Caledon kan ek spesifiek onthou. Toe die kinders, sy held was Swart Kat, of Spider-Man, of Superman, was my held om Pieter Snyman. Ek is ernstig. Ek en Dudley het types gehad op in die hi-fi, wat noem jy die goed in Afrikaans? 'n hi-fi met 'n typespeler. Dan speel ons pastoor Pieter Snyman se getuienis. Ek wens ek kan daai getuienis weer in die hande kry. Enige iemand oor die land net vir my ietsie kan stuur van sy getuienis weer. Maar dan net oorlog, Tweede Wêreldoorlog. 'n duikboot. Robert Geyser skiet 'n torpedo af op die Nova Scotia. Kyk hoe mooi ken ek sy storie.
2 torpedo's en hy beland in die water tussen olie. En is hy 'n paar dae op die see op 'n dryfhout, saam met 'n klomp manne, op 'n dryfhout, op 'n stadium met 8 haie om hulle. Hoekom sê ek dit nou? Dit het niks my preek uit te wy nie. Dis net lekker. Maar oorlog. En 'n ding wat jy geleer word en wanneer jy aanmeld vir diens is om 'n hoër gesag te salueer. En die saluut kom van die middeleeuse ridders af. Hier is my baie interessant. Wanneer 'n ridder 'n koning genader het hulle vizier gelig, soos hulle die koning nader om hulle gesig te wys, om te sê, ek steek niks weg nie, ek kom in vrede, en ek kom, en ek erken die gesag voor wie ek staan. This is who I am. En dit is oorgedra al die jare van die middeleeuse ridders af. Wat op 'n stadium toe die manne hoede gedra in die weermag wat so half oor hulle oë is, en dan wanneer jy voor 'n hoër gesag staan, dan lig jy ook jou hoed op en jy sê, this is who I am, ho rama shikayenda. En die probleem wat ons het is, ons staan voor God met gesiggies wat toe is, ons probeer wegkruip. Terwyl ons God moet nader en sê, this is who I am a child of God. Gewas in die bloed van die lam. Wanneer jy iemand met 'n hoër rang as jy salueer, is dit 'n teken van respek. Hoor mooi, vir die rang en die gesag. Nie noodwendig die persoon, julle ooms wat nou in die weermag was, sal presies weet. Want dieselfde ou wat jy vandag salueer, is die ou wat jou gister gevloek het en geskel het, en vir jou ma sleg gesê het, en jou gaan laat hardloop uit vir 'n blaartjie, en ons het 'n verkeerde blaartjie, totdat jy op die grond lê van naarheid. Maar vandag staan jy, en jy wil hom eintlik verwrig. Maar, dit gaan nooit oor die persoon nie, dit gaan oor die rang. Dit gaan oor die posisie wat hy beklee. Jy sien, rang verteenwoordig verantwoordelikheid, gesag, leierskap, struktuur van 'n organisasie. Bly net by my, ek is op pad iewers heen. Wanneer jy iemand salueer, erken jy die orde en dissipline van die stelsel. 'n saluut beteken nie, jy stem altyd saam met die persoon nie, want hy het jou nou net gevloek, gister. Dit beteken, ek erken jou posisie en die verantwoordelikheid wat jy dra, jy eer die amp self, al ken jy nie eens die persoon nie. 'n saluut bou respek. Dit skep 'n professionele kultuur, dit bring 'n eenheid. Want hoor mooi familie, en dis wat ons sien in die wêreld, wat aangaan op die oomblikke, sonder respek ontstaan chaos. Wie jy kon lyk, Suid-Afrika soos dit lyk, want daar's geen respek nie. En ek praat van die, Here, van die parlement homself. Want weet jy wat? Nee, los dit. Respek word verdien. Hou op met korrupsie. Hou op met al die nonsens. En allerlei wette. En goed. Dan sal ons weer respek hê. Respek hê vir die mense, respek hê vir ons ministers, respek hê vir die president. Ek moes nie dit gesê het nie. So wanneer jy salueer, erken jy gesag. Jy handhaaf orde, jy wys respek. So, onthou u, dien en vrees het 'n gemeenskaplike wortel. Jy moet asseblief nie dwaal nie. Erkenning van God se heerskappy en heiligheid, gesag en orde. Dis wat ons moet doen. En wat gebeur? Vrees praat van eerbied. Dien praat van toewyding. Beide woorde, dien en vrees, het erkenning van gesag. Wanneer jy God vrees, erken jy sy gesag. Wanneer jy hom dien, leef jy onder daardie gesag. Dis wat dit beteken. Wanneer jy God vrees, erken jy sy gesag. Jy weet wat hy kan doen. Jy weet wat hy in staat is om te doen. En wanneer jy hom dien,
leef jy onder daardie gesag. 10 is die praktiese uitdrukking van vrees. Vrees is 'n innerlike houding, terwyl 10 die uiterlike reaksie is daarvan. So, kom ons kyk dit gou vinnig. Is jy nog saam met my? Amper daar. Psalm 33 vers 18. But the Lord watches over those who fear him, those who rely on his unfailing love. Hallelujah. Kom ons kyk sommer Psalm 118 vers 4. Let all who fear the Lord repeat, his faithful love endures forever. Hier is die ding, familie. Die vrees van God en die liefde van God is onafskeidbaar verbind. Jy kan dit nie van mekaar af skei nie. Ons wil dink dat die vrees van God het niks te doen met die liefde van God nie, maar dit het alles te doen daarmee. Want jy sien, hier is die ding, familie, die persoon wat die Here vrees, is die persoon wat die Here die beste lief het. Daar is niks wat jou God gaan laat meer lief hê, as 'n behoorlike vrees vir hom nie. Jy sien, wanneer God op sy regmatige plek is in jou lewe, heerser en koning, sal niks anders voor hom kom nie, en niks sal meer belangrik wees nie. Wanneer jy verstaan wie God is, heilig, regverdig, 'n perfekte God wat absolute perfeksie eis. Wanneer jy verstaan dat vanweë sy volmaakte heiligheid, dat 'n menslike sonde nie kan verdra nie. Wanneer jy verstaan dat hy sy seun gestuur het na hierdie aarde toe om in my plek te sterf vir my sondes, om my sondes uit te wis, sodat hy na my kan kyk en met my 'n verhouding te kan hê, maak dit sin hoekom 'n gesonde vrees vir God noodsaaklik is om 'n verhouding met hom te hê. So Clemens, hoe kan ek my vrees vir God verhoog? Hoe kan ek God beter vrees, sodat ek hom nog beter kan lief hê? Spreuke 2 vers 1 en 5 gee vir ons die antwoord. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, volgende vers 5, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Wanneer ons gereeld kerk toe kom, en soos vanmôre sit ons onder die klank van God se woord, wanneer ons self sit met ons eie Bybels by die huise en ons lees God se woord, wanneer ons in lof en aanbidding is en ons aanbid net die Here, dis hoe jy groei in die vrees van God. Want wat gebeur? Elke keer wanneer jy met hom te doen het, ontdek jy 'n nuwe dimensie van sy karakter en sien jy wie hy is en dan besef jy, my God, ek moet op my knieë, hy is heilig, hy is soewerein, hy is bowe al, hy is my verlosser, hy is my Here, hy is my heerser. Die Heer met my Heer is van my lewe. Net sommer omdat dit lekker is. Iets wat ek baie oor bid en vir die Here vra, is Here, openbaar u geheimenisse aan my. Ek meen, wie van u soek nie die geheimenisse van God nie? Ek wil vir u sê, daar's geheime in die hemel, wat jou hele lewe kan transformeer. Ek sê, daar's geheime in die hemel, wat jy moet hoor, en jy moet dit in die hande kry, want is lewensveranderend. Kyk wat sê Psalm 25 vers 14, kyk, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Die geheimenisse van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond is om hulle dit bekend te maak. Hy beloof, ek sal die geheimenisse van die hemel bekend maak, maar jy moet my vrees. Die geheimenisse is net vir die wat hom vrees. So, jy weet, ons spreek altyd heiligmaking. Kan ek nog 5 minute of so kry? Ons spreek altyd heiligmaking. Ons wandel moet reflekteer wie God is.
Ons mag nie, laasweek het ons dit gesê, ons mag nie net kommunikeer nie, ons moet demonstreer. En wat sê Spreuke 3 vers 7? Hy sê, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Die vrees van God lei tot 'n lewe van heiligheid. Wanneer jy werklik die Here vrees, is jy bang om hom te mishaag en teleur te stel. Ek weet nie van u nie, maar wanneer hy jou Here is, jy weet man, jy werk by jou die plek waar jy werk. En jy is so bang vir daai baas van jou. Alweer vir 'n mens. En jy is so bang om hom teleur te stel, want dan kan jou salaris beïnvloed. En waarom sal ons wandel en 'n skande wees vir die koninkryk van lig, terwyl ons die lig moet skyn? Dit sê vir my, wanneer jy nie in respek wandel, en jou wandel voor die Here en voor mense nie, sê dit vir my, vergewe my, het jy bietjie jou vrees vir God verloor. Want wanneer jy hom vrees, wil jy wegdraai van wat verkeerd is, wil jy wegdraai van sonde, wat onheilig is. Eksodus 20 vers 20 sê, Moses antwoord die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Hoor nou mooi, hier's twee goed, hy sê moenie vrees nie, maar vrees. Nee, hoor mooi, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Moenie bang wees nie, sê Moses, maar vrees God. En wanneer jy verstaan, dat jy niks anders in hierdie lewe hoef te vrees, behalwe God nie, en dat die een wat jy vrees, jou lief het, meer as enige iemand anders in hierdie wêreld, en dat hy jou genadig is en barmhartig is, dan sal jou liefde vir hom alle ander vrees uitdryf, en dit sal jou weerhou om te sondig, sodat jy hom nie mishaag nie. Kyk gou, om God te vrees is om God te ken. Om God te ken is om God lief te hê. Om God lief te hê is om gered te word. Alles begin by die vrees vir God. So, kom ons maak klaar. Prediker, help ons om af te sluit. Prediker gee alles wat ek nou gesê het. Gee vir ons 'n gevolgtrekking. Hoor wat sê in Prediker 12 vers 13. Now all has been heard. Jy het nou klomp goed gehoor vanmôre. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments. For this is the duty of all mankind. Om in vrees te leef, leef jy nie in konstante angs nie, maar in eerbiedige liefde. Dit beskryf dit. Sal ons weer 'n eerbiedige liefde vir God hê, wat 'n lewe van heiligheid eis. Jy sien, wanneer jy, bly gou met my, Clemens, waar het jy aan hierdie preek gekom? Ek ry eendag in die kar, terwyl ek klaar maak. Ek ry eendag in my voertuig. En die gedagte kom by my op. Wat jy vrees, hoor mooi wat ek nou sê. Wat jy vrees, gee jy mag oor jou. Daai gedagte kom by my op. Dis hoekom ek hierdie woord bedien vandag. As jy bankrotskap vrees, gee jy dit mag oor jou. En jy gaan die hele tyd in angs leef, sê nou net ek word bankrot.
As jy heeltyd vrees vir daai siekte, gee jy mag vir daai siekte oor jou. Wat sê die Bybel? Wat jy vrees kom oor jou. Come on. Wat jy vrees kom oor jou. Wat vrees jy? Maar wanneer jy God vrees, gee jy hom mag oor jou. Jy mag niks anders te vrees in hierdie lewe nie. Niks. Want hier is die ding, wanneer jy God vrees, vrees jy die een met alle mag. Wat sê Matteus 28:18 en Jesus kom nader en hy spreek tot hulle en hy het vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Alle mag behoort aan hom, alle mag. Donald Trump, hoor jy dit? Ramaphosa, hoor jy dit? ANC, hoor jy dit? DA, hoor jy dit? Elke politieke party, hoor jy dit? Alle mag in die hemel en op aarde behoort aan die koning van konings. Dan kan ek nie help. Dan wil ek sê, soos 'n saderige mesig in Abednego, ek sal my knie nie buig voor enige ander koning nie. Ek sal my knie nie buig voor enige ander wêreldsysteem nie. My knie buig net voor die skepper God van die hemel en aarde. En wat sê Jesus? Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en nou gee ek julle die mag oor al die krag van die vyand. Nou raak al die jong mense bly. Wanneer jy God vrees, erken jy sy gesag oor jou lewe. Jy onderwerp jou wil aan sy wil. Jy kies om hom eerste te stel en jy laat sy woord jou lei. So wat beheer jou? As jy mense vrees, beheer mense jou. As jy finansies vrees, beheer jou finansies jou, beheer geld jou. As jy die toekoms vrees, beheer angs jou. En as jy God vrees, beheer die Heilige Gees jou. Hulle wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van die Here. En as jy die Heilige Gees in jou het, en jy word deur hom gelei, vrees jy nie mense se opinie nie, vrees jy niks. Niks. Hoe meer jy God vrees, hoe minder vrees jy mense en omstandighede. Staan op jou voete. En dan maak jy, luister maar net wat ek sê, sê net amen op dit. Ek kies vandag om die Here te vrees. Want die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Ek verklaar dat ek nie in bangheid of angs sal leef nie, maar in eerbied, ontzag en heilige respek vir God. Ek erken dat hy die skepper van die hemel en die aarde is, dat alles in my lewe oop en bloot voor hom is, en dat hy heilig, regverdig en almagtig is. Ek plaas hom op die troon van my hart en ek kies om sy gesag te erken bo mense se opinies, bo vrees vir die toekoms en bo enige ander mag. Ek verklaar dat om God te vrees beteken om hom lief te hê en om te dien met my hele lewe. Ek onderwerp my wil aan sy woord. Ek kies om weg te draai van sonde. Ek vertrou op sy liefde, genade en leiding. Ek sal nie toelaat dat mense, geld of omstandighede my beheer nie, maar die Heilige Gees. Hoe meer ek God vrees, hoe minder sal ek enigiets anders vrees. Daarom leef ek in eerbiedige liefde, gehoorsaamheid en oorgawe, want alles begin by die vrees van God. Amen. 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 Prys die Here. Die orkes kan opkom. So, ek voel gelei om iets te doen. Halleluja. Die eerste ding wat by my opkom, ek weet, om gesag te erken is 'n lied.
This is who I am. Maar God weet wie jy is. Jy kan nie wegkruip vir hom nie, al kruip jy agter 'n hoed weg. Weet wat irriteer my, julle jong mense, luister mooi wat ek sê, die wintermaand kom, moet tog nie met daai hoodie so loop nie. Jy kruip weg, ga agter jou hoodie. Nee, wys jou gesig. Ek het 'n probleem. Hou jou hoodie aan, as jy tussen mense is, haal jou hoodie af. This is who I am. Dis wie ek is. Ek is nie bang om te sê, dis wie ek is nie. Maar daar's nie 'n plek waar jy vir God kan wegkruip nie. En hier is die ding. Hy ken jou. Hy weet hoe jy is. En wie jy is, wat jy doen, alles wat jy dink. Raf, he is Lord. He has risen from the dead, he is Lord. Want hoekom ek het, jy gaan nou sien hoekom ek het wil sing. Maar weet jy, hoe kan jy hom erken as jou heerser, jou Here, en respek vir hom wys, is nommer 1 om gehoorsaam te wees. Dat as hy vir jou iets sê om te doen, want ons almal weet, enige hoër rang, enige gesag wat daar is, as daar 'n bevel kom van 'n hoër gesag, moet jy dit gehoorsaam. Anders is daar 'n gevolg. En hierdie Bybel is vol beloftes en opdragte wat die kerk van die Here Jesus moet doen. Ons moet hierdie woord gehoorsaam, bowe alles. Maar ek wil hê vandag, ek soek 'n paar manne en vroue, jong manne en vroue, want ek weet dit is moeilik vir ons ouer mense. Ek wil hê ons moet hierdie lied sing, He is Lord, He is Lord. Maar ek wil hê jy moet dit sing op jou knieë, as jy kan. En die Here weet, as jy nie kan kniel nie, as gevolg van die knieë, die heupe, of die wat ook al, dan sit jy, maar jou hart is gebuig. Jy buig jou hart, want ek wil net hê, ons moet vir 'n oombliekie die Here vrees, en besef, die een met alle mag, kan vir jou doen verbo wat jy kan dink, bid of vra. En daar is soveel voordele wat die vrees van God vir ons inhou, het so dit gelees. En as jy net vanmôre kan begin om op jou knieë te gaan en te sê, ek vrees God en nie 'n mens nie. Ek vrees die Here, nie daai kanker nie. Ek vrees die Here, nie daai finansiële krisis nie. Ek vrees die Here, geen omstandighede nie. Daai rebelse kind vrees ek nie, ek vrees die Here. Sal elke ding in jou lewe in plek val. Hoor die woord van die Here. So ek wonder, kan ek 'n paar mense kry, sommer jong mense, kom hier voor, wie wil saam met my kniel hier voor? En dan sit jy, of jy kniel net daar waar jy is, en Raf sing dit vir ons. Halleluja. For He is Lord. He is Lord. Yes, hallelujah. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. For He is Lord. He is Lord. Oh, Jesus.
and every tongue confess that Jesus Christ, He is Lord. Sing it again. For He is Lord. Yes, He is Lord. Hallelujah. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue, come on, every tongue confess that my Jesus Christ, He is the Lord. Ons erken U krag, Here. Ons erken U is soewerein. Ons erken, Here, U is heerser van ons harte. En deur te buig op hierdie oomblik, Here, plaas ons U op die troon van ons lewens, Here. Ons is nie in beheer nie, maar U is. Hoekom doen ons dit, Here? Want ons vrees U is gelyk aan, ons het respek vir U, ons het 'n eerbiedige respek vir U, Here. En Vader, die vrees van God het soveel voordele. Here, U openbaar die geheimenisse van die hemel aan hulle. Vader, U kom. Jesus, U help hulle met die besluite wat hulle moet neem, die rigting wat hulle moet ingaan, die keuses wat hulle moet maak, Here. U gee duidelike riglyne en U gee dit vir die wat U vrees. U gee beskerming, Here. U gee beskerming, Here. Want die engele is vir die wat hom vrees, en U sit hulle, Here, kniel voor U. Erken God is heerser. God is in beheer van my lewe, en daarom sal daar beskerming wees. Ja, en daar sal 'n kwaliteit lewe wees. 'n lewe, 'n lang lewe. En God se seën val op hulle. Is gevul met rykdom. Die sluise gaan oop, want dis vir die wat hom vrees. Kabati Guru Kusheni. Shebagatata. Here, ons is jammer vir enige rebellie wat ons gehad het, Here. Ek sien hier's mense, Here, soveel trane wat vloei en is trane wat sê, lank genoeg was ek God van my eie lewe. Lank genoeg was ek in beheer van my lewe. Lank genoeg het ek die sê gehad. Maar ek gee oor, hy is nou in beheer. Hy is in beheer. Ons vrees die Here. Vader, hierdie gemeente sal bekend staan. Terwyl mense sê, man, jy het nie nodig om God te vrees nie, is ons 'n gemeente wat sê, ons vrees die Here. Ons vrees die Here. Ons staan onder sy gesag, onder sy leiding. En ja, ons sal nie ons knie buig vir 'n wêreldsisteem nie. Ons sal nie ons knie buig vir 'n ander koning nie. Ons sal nie ons knie buig vir 'n ander Here nie. Ons knie word net gebuig vir God Jehovah, Jesus Christus en die Heilige Gees.
prys U, Here. Dat die man en vroue opwek vandag in hierdie plek. Sikika na 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 na. To worship You I live. Net so vinnig, net so vinnig. Shiba baba 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 kanda raba shiki tere.